Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ons is nog steeds besig met die evangelie van Markus, maar ek wil graag vanmôre wil ek gedeelte lees toe Jesus sy disippels gekies het. Nou Markus het twee gedeeltes waarin ons lees van die kies van die disippels. Die eerste is in hoofstuk 1 vers 16, toe hy eendag langs die see geloop het, het hy gesien die ouens was besig om vis te vang, en hulle wat nogal met twee soorte nette vis gevang, dikton en amflibestron sê die Grieks. Die een is 'n werpnet wat jy so oor jou skouer gooi, en dan val die gewiggies tot onder, en die ander is 'n net wat jy tussen twee skuite sit, en dan lig jy dan net die net op na 'n ruk. In elk geval, dis die eerste gedeelte, en daar kies hy nou van Jakobus en Johannes, die seuns van Boanerges, die seuns van die donder. 'n bietjie later in Markus 3, vanaf vers 13, lees ons Jesus teen die berg opgegaan, en die wat hy wou hê nader geroep, en hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12, wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel: Petrus, soos hy Simon genoem word, Jakobus, seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam gegee Boanerges. Dit wil sê manne van die donder. Andreas, Philippus, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Thaddeus, Simon die Kananeër en Judas Iskariot wat vir Jesus verraai het. Nou, kom ons kyk vinnig kortliks na hierdie disippels. Die eerste ene lees ons is Andreas. Ons lees ook van hom in Johannes 1 vers 39. Hy het self na Jesus toe gekom, maar dan begin hy. Hoofstuk 1 vers 43 vat hy vir Simon Petrus, sy broer, na Jesus toe. En was dit nie 'n wonderlike ding dat hy vir Simon Petrus by Jesus uitgebring het nie? Want dink nou net wat se werk het Simon Petrus nie alles gedoen nie. Daarna lees ons van hom in Johannes 6 vers 8, is dit hy wat die seentjie met die 5 brood en die 2 visse na Jesus toe vat. In die geloof natuurlik. En die laaste keer wat ons van hom lees, die derde keer in Johannes Evangelie, is Johannes 12 vers 22 tot 29, het hy die Grieke, die Grieksprekende ouens, by Jesus uitgebring. So hierdie Andreas het die werk gedoen wat onontbeerlik is, en dis om te getuig en mense te bring na Jesus toe. Interessante ding is, hy is toe dood en sy oorskot is vervoer na Skotland. En die skip het in 'n geweldige storm beland, die bootjie maar, en die mense het gevrees vir hulle lewe. Bootjie het omgeslaan, en almal het uitgespoel sonder dat daar een verdrink het by 'n klein eilandjie, en die eilandjie het hulle genoem Sint Andreasbaai, wat tot vandag toe nog so bekend staan. En die Sint Andreasbaai dien vandag nog as die plek waar die Skotte ingesweer word in die lugmag en in die militêrdiens. Daar's ook 'n bewering wat ek nie kon heeltemal nagaan nie, dat daar 'n stukkie in die vlag van Skotland was waar daar iets opgedra is aan Sint Andreas. Maar dit kon ek nie heeltemal. Ons ken hom natuurlik net Flowers of Scotland, wat so 'n mooi volkslied is. Nou ja, die tweede ou was Philippus. Philippus was 'n pragmatikus. Jy sal hom sien met 'n notaboekie wat hy rondloop in die winkels om af te merk presies dit wat hy wil koop. Hy was georden. Sy lewe was presies reg gewees. Hy was 'n pragmatikus. Dis hy wat vir Jesus vra, toe hulle die 5000, eintlik maar 12000 wil voed, maar gaan die 5 brood en die 2 visse dan nou werk? Is dit genoeg? Hoe gaan ons vir hulle kos gee? En op die ouend sterf hy dan in marteldood in Hierapolis in Laodicea. Die derde ou is Nathanael. Nou nie hierdie Nathanael wat ons het nie, maar Nathanael wat Jesus vir hom sê,
ek ken jou van lankal af. Dan sê hy, ek het jou al gesien toe jy daar onder die vyeboom gesit het, is daai voorkennis van Jesus. Nou Nathanael was eintlik maar 'n dromer gewees, nee. En, maar jy het so ou ook nodig, miskien het hy bietjie gedroom oor wat hulle gaan doen, in die sin van visionêr gedink oor wat hulle nog kan doen. Dan weet ons ook dat hy 'n belangrike rol in die kerk gespeel het op 'n latere stadium. Hy is dood met geeseling, hy het hom letterlik doodgebloei. Dan Matteus die tollenaar. Nou jy weet, die tollenaars was glad nie gewild by die Jode nie, want hulle het die tolhekke hanteer in opdrag van die Romeinse owerheid. En Matteus het die tolhek hanteer tussen op die Via Egnatia, is 'n belangrike handelsroute tussen Oos en Wes gewees. En dan het hy die helfte van die geld gevat vir die Romeinse owerheid en die ander helfte in sy sak gesteek. So hy was 'n gehate ou onder sy volksgenote. En as Jesus by hom verbystap by die tolhek en hy sê, Matteus, volg my, dan het hy dit nie dadelik gedoen nie. Hy het maar eers 'n lang tyd gevat en gedink en toe die ding by hom begin werk en dit het later so sterk geword dat hy nie anders te kon nie. So Matteus die tollenaar. Dan natuurlik oor Simon die Zeloot. Nou wie sou nou dink dat Jesus 'n Zeloot kies, want die ouens wat aan die Zelote partye behoort het, wat bekend gestaan as die dolkdraers, wat dolke onder hulle klere gedra het. Hy was 'n militaris. Hy sou nie gehuiwer het om iets te doen met daai dolk van hom nie. Maar ook hy is nodig in die disipelkring van Jesus. Dan Thomas, die ongelowige Thomas. Ons lees van hom hier in Johannes 11 vers 8. Hier by Lazarus se dood was hy maar baie skepties gewees. En op die ouend toe die disipels daar in Petrus se skoonma in die boventrek van die huis is, toe is dit Thomas wat afwesig was. Hy glo nie meer aan hierdie opstanding nie. En wanneer die ander disipels hom oortuig en sê, maar ons het vir Jesus gesien, dan nooi hulle hom saam vir die volgende Sondag aand om weer daar te wees. En is dan wanneer Jesus weer aan hulle verskyn en hy sê vrede vir hulle. Ontvang die Heilige Gees. Maar hy sê, Thomas, bring jou hand en steek hom hier in die gat in my sy en jou vingers in die gate. En Thomas doen dit nie. Hy val voor die Here neer met 'n mooi belydenis, Johannes 20 vers 31, as hy sê, my Here en my God. Nou, Thomas, dis wat Thomas was. Dan natuurlik Judas die standvastige, ons weet nie veel van hom af nie, en dan Judas natuurlik die verraaier. Wat, jy moet ook nie dink, hy is uitgekies om Jesus te verraai nie. Hy het al die ander geleenthede gehad van al die ander disipels, hy het deeltyd saam met hulle beweeg, maar hy was skepties. As die vrou dan die albasterfles breek om Jesus se voete te was, dan is dit Judas wat beswaar aanteken en sê, maar die geld, die 300 denarii wat omtrent 'n jaar se inkomste was, kon gegee word aan arme mense. Nou vermors julle dit so. En dan sê Jesus, maar die armes het julle altyd by julle, maar vir my nie. En 'n paar keer het Jesus eintlik vir Judas gewaarsku. Onthou jy nog daar in Johannes 13, as hulle om die tafel sit, dan sê Jesus, die een wat die hand saam met my in die skottel steek, dis hy wat my gaan verraai. In die oomblik as Judas die hand in die skottel steek, dan doen Jesus dit ook. En dan kyk hulle mekaar in die oë. Dan sê Jesus, wat jy wil doen, doen dit gou. Dan spring Judas op en hy verlaat die vertrek en hy hardloop buitekant toe. En dan staan daar, en dit was nag. Het nag geword ook in sy lewe. Ja, en ons weet, hy het op self gaan ophang, en hy het geval en oopgebars, en die honde het hom opgelek. Dan is daar Petrus, die rotsman, waarvan ons lees in Matteus 16. As die Jesus vir die disipels vra, maar wie sê julle is ek? Eers wie sê die mense, dan het hulle allerlei antwoorde, Elia, Jeremia, en so aan. Dan sê hy, maar julle, wie sê julle is ek? En dan kom Petrus met hierdie antwoord, as hy sê,
maar U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, salig, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het jy nie openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hy het aan jou geopenbaar dat ek die Christus is. Maar dis dieselfde Petrus wat dan ook daar op die storm, op die water van die meer van Galilea, Jesus sien loop, en dan sê hy, maar hy wil ook op die water loop, want hy is maar so impulsiewe ou gewees. En dan sê Jesus vir hom, kom, en hy klim in die boot uit, maar hy loop so 2-3 tree, en dan sink hy, want sy geloof begewe hom. En is daar in die einde van Johannes Evangelie, dat hulle die groot visvang gehad het. En dan aan die einde van die visvang, kom hulle aan die oorkant, en daar is Jesus besig om vis te braai. Hy het reeds slaafvis gevang. En dan gaan stap Jesus 'n entjie met Simon Petrus. En Johannes, die lieveling disipel, stap so 'n bietjie agterna. En dan sê Jesus vir Simon Petrus, Simon, het jy my lief? Agapai, die woordjie Grieks, het jy my lief? Dan antwoord Petrus, Phileo me, nee, ek hou van nie. Dan vra hy hom die tweede keer, agapai me, hou jy van my, het jy my lief? Dan antwoord hy weer, nee, ek hou net van nie. Dan derde keer dan antwoord Jesus, alright Petrus, hou jy dan net van my? En dan bars Petrus in trane uit. Hy sê, Here, U weet alles. U weet alles. Dan sê Jesus vir hom, pas my skape op, laat my lammers wei. En daar word hy weer heraangestel as die leier van die disipels. En hy begin ook om die evangelie te versprei oral die wêreld in, onder andere in Rome, daar waar hy toesprake gehou het, waar Markus, die evangelis Markus, sy stof gekry het om oor te skryf, daar in Rome. Hy is natuurlik gekruisig, maar toe hy gekruisig word, toe sê hy, kan nie soos Jesus gekruisig word nie, hy moet onderste bo gekruisig word. En dan word hy so onderste bo gekruisig, en dan bid hy vir die mense wat hom kruisig, en dan word beweer meer mense het daar tot bekering gekom as in sy ganse bediening. Dan is daar natuurlik Johannes die lieveling disipel. Ag, is dit nie 'n wonderlike verhaal nie van hierdie lieveling disipel wat maar heeltyd by Jesus was, langs hom geloop het, langs hom aan die etenstafel gesit het. As Jesus oorleen om te praat, dan praat hy in Johannes se oor. Dis hoekom Johannes daai beelde gebruik. Johannes gebruik in sy evangelie daai pragtige beelde. Onthou jy die beelde, die metafore wat hy gebruik? Die metafore van ek is die lig van die wêreld, ek is die brood van die lewe, ek is die opstanding, ek is die ware wingerdstok, ek is die herder, die goeie herder, ek is die ingang en die uitgang. Daai mooi 7 beelde, metafore, wat Johannes in sy evangelie gebruik van ek is, wat kom van ego eimi. Dit kom terug daar uit die Ou Testament uit, waar Moses by die brandende braambos gekom het, en dan hoor hy 'n stem wat sê, moenie nog nader kom nie. En as hy vra, wie is dit wat met my praat, wat moet ek vir die mense sê, dan sê die Here net, sê vir die mense, ek is. Dan sê hy, maar ek kan nie vir die mense net sê, ek is nie, dan sê hy, ek is wat ek is, en ek sal wees wat ek sal wees, die Almagtige. En dis daai mooi beelde wat Johannes in sy evangelie gebruik. 'n Kunstige verwewing van stof. Johannes begin ook sy evangelie anders as die ander ouens soos Matteus, Markus en Lukas. Hy begin met, in die begin was die woord, en die woord was by God, en God was self die woord, en alles het deur hom ontstaan, en sonder dit hom het nie een ding ontstaan wat bestaan het nie. So begin hy sy evangelie. En dan vertel hy byvoorbeeld die gedeelte van die bruilof, waar die water in wyn verander het, Jesus se eerste wonderwerk. Maar die betekenis daarvan is nie eintlik net 'n klomp wyn maak nie. Jesus kom om nuut te maak. Hy kom om vernuwing te bring, want hy doen dit daarna, doen hy dit in die lewe van Nikodemus, die hoof van die Sanhedrin, wat al die wette geken het, maar wat sy lewe nog leeg was. Dan sê hy, maar jy moet van bo gebore word,
jy moet nuut gemaak word. Hy doen dit met 'n Samaritaanse vrou by die put van Jakob in Johannes 4. Hy doen dit met 'n regeringsamptenaar, 'n heiden. Dwars deur die evangelie is Jesus besig om nuut te maak, om verandering in mense se lewens te bewerkstellig. En dan Johannes, die lieveling disipel, dis hy wat aan die einde by die kruis is saam met Jesus se ma Maria. En een van Jesus se kruiswoorde is: vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Daar aan die einde op die kruis, terwyl Jesus in lyding is, in pyn is, dink hy nog aan sy ma, en dink hy aan sy lieveling disipel, en vertrou hy hulle twee toe aan mekaar. Dis so mooi. Hy is die enigste disipel wat nie 'n marteldood gesterf het nie. Hy het op die eiland Patmos 'n natuurlike dood gesterf, seker hier ongeveer so 97 jaar oud. Dan kry ons natuurlik die een Jakobus, wat ons nie vreeslik baie van weet nie. Ons weet net hy was 'n belydende Christen, hy was 'n volgeling van Jesus. En dan kry ons die ander Jakobus, wat die ambisieuse ou was, wat daarop ingestel was om Jesus se ryk en koninkryk uit te bou. En dit is die 12 disipels wat Jesus gekies het. Nou as jy mooi moet dink, Jesus het nie eendersdenkendes gekies nie. Want verbeel jy nou vir 'n oomblik dat jy Nathanael en Simon die Zeloot langs mekaar moet sit by 'n kampvuur. Of Nathanael en Jakobus en Johannes, seuns van die donder, van die Boanerges. Verbeel jy nou dat jy hulle by mekaar moet sit. Maar dit lyk tog net vir 'n mens, en dis die wonderlike ding, dat as hierdie disipels met hulle verskillende agtergronde, verskillende persoonlikhede, verskillende politieke oortuigings, soos Matteus wat 'n lakei was, as jy hierdie ouens by mekaar sit rondom Jesus, is daar een ding wat vir hulle geld. Net een ding. Net een persoon. En dis Jesus. Al sou hulle onderling verskil van mekaar, al sou hulle verskillende opinies hê, politieke agtergronde, opvoeding, as hulle by Jesus is, vir daai 3 jaar, het hulle een persoon gehad waarom hulle lewe geskaar het. Een wat hulle opinies gestruktureer het, was Jesus. Luister weer hierdie week na verskillende kommentare wat op die oomblik in ons land aan die gang is oor Afrikaners en allerlei politieke strominge. Dan is dit nogal een van die kommentators wat daarop uitbrei hoe verskriklik mense kan verskil van mekaar en mekaar kan kritiseer, mekaar kan afbreek. Dan is dit mense van dieselfde kleur, van dieselfde geur. Dan wonder ek, hoe is dit? Kyk maar wat so onenigheid is daar onder mense. Kyk maar wat so onenigheid is daar onder mense in die kerk. Hoe mense mekaar kritiseer, hoe mense mekaar kan aanval, hoe mense mekaar kan seermaak. Wat het geword van ons integriteit? Die politieke ontleder Willem Petzer sê, plaas daarvan dat ons net mekaar se integriteit aanvaar, al sou ons verskil van mekaar. Maar dat ons nie mekaar aanval en verskeur nie. Dis tragies. Ek sien maar hoe dat kerke onderling verdeeld is. Hoe dat kerke en verskillende kerkgenootskappe mekaar aanval in plaas van saamwerk
Jy weet, die begrip Mia Ecclesia, een kerk kom nie eens in die Bybel voor nie. Here Jesus het aanvaar, dit sal een kerk wees, nie versplintering van kerke en verskillende kerkgenootskappe nie. Maar kyk maar die oneenigheid wat ons sien en wat ons kry. Dis so tragies. Gaan ons nooit ooit volwasse raak nie. Hier kies Jesus 12 disippels van verskillende agtergronde, persoonlikhede, geaardhede, maar by Jesus het hulle een doel. Hulle loop saam met een persoon. Daarom sê Paulus agterna, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê, of ek lewe of ek sterwe, ek behoort aan Jesus. Die vraag is natuurlijk, kan ek en jy dit sê? Wat is ons optrede in 'n gemeenskap? Bou ons aan 'n gemeenskap? Ondersteun ons mekaar? Dra ons mekaar? Of ons is heeltyd besig om onderling te twis en mekaar af te breek, en mekaar sleg te sê en agteraf te skinder? Nee, dit hoort nie so te wees nie. Kyk maar in een kerk, hoe dat daar in die strukture beklei word. Nee, dis nie aanvaarbaar vir die Here nie. Kom ons maak ons nie skuldig daaraan nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons koning is, ons Here, ons verlosser. Dankie Here dat U vir ons die leiding gee vir die lewenspad, die lig op die pad. En help dat ons agter U sal aanloop. Al is daar onderling verskil, maar dat daar eenheid sal wees in Christus. In Jesus naam. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, Hy wat vir ons gesterf het, Hy wat opgestaan het sodat die kruis kaal is en die graf leeg is, Hy wil deur die Gees ons verenig in Hom. Amen. Mag het 'n mooi dag en 'n mooi week wees, en dat U in die spore van Jesus sal loop. Totsiens.